gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy groot naam. Goeiedag geliefde. Vandag lees ons uit 2 Samuel 5 van vers 22 tot 25. Dit gaan daaroor dat Dawid die koning was wat die Here se mense moes vrymaak van die Filistyne. En hy doen dit dan ook. Nadat hy in Jerusalem gaan woon het, het hy 'n redelike aantal aanslae teen die Filistyne. En dan lees ons die volgende het gebeur. Toe die Filistyne weer opruk en die spooklaagte binneval, het Dawid die Here geraadpleeg. Die Here het gesê, moenie optrek nie, draai na die agterhoede toe en val hulle aan reg oor die melkbosse. Wanneer jy geritsel in die toppe van die melkbosse hoor, moet jy blitsvinnig aanval, want dan trek die Here voor jou uit om die kamp van die Filistyne te tref. Dawid het gemaak soos die Here gesê het, en die Filistyne van Geba af tot by die ingang van Geser verslaan. Is God nog betrokke in my en jou lewe? Is God nog betrokke? Doen hy nog iets met sy mense en vir sy mense in hierdie tyd waarin ons lewe? Ek dink almal wat hierna kyk, sê ja. Want ons glo dit. Ons glo God as hy sê, ons glo Christus as hy sê, dat hy altyd met ons is en dat sy gees altyd met ons sal bly. Maar miskien het ons 'n sekere aspek vergeet. En dit is om gereed te wees wanneer God ons vooruitgaan. Hier sê hy vir Dawid, om iets anders te doen as wat Dawid gedink het, die antwoord was. En dan sê hy vir Dawid, maar jy moet gereed wees, want jy sal 'n geritsel, jy sal 'n wyntjie in die melkbosse hoor. Nie 'n oorlogsgedreun nie, nie donderslaan welig nie, jy sal 'n wyntjie in die melkbos hoor, en dan moet jy blitsvinnig maak, want die Here gaan voor jou uit om 'n groot ding te doen. Is ons nog so ingestel om God te volg? Is ons nog so gereed, dat ons 'n geritseling in die melkbosse kan hoor, en dan blitsvinnig op sy hakke kan volg, om te bereik wat hy wil? Is ons nog gereed om in sulke gehoorsaamheid, in sulke fyn en diep ingesteldheid op die Here te leef en op te tree? So baie keer hoor ek die klag vandag opgaan van, waar is God? Waar was God? Ek dink in 'n toestand van ongereed wees, het ons dalk die geritsel in die bosse gehoor, en dit gemis. Ons maak onsself gereed om allerlei dinge te doen en allerlei dinge te bereik, soos ons die uitkomste sien gebeur, soos ons dink die beste strategie is. Maar Dawid het soveel tyd, in soveel afhanklikheid, in soveel nederigheid, in soveel gehoorsaamheid aan die Here spandeer, en vir die Here gevra, Here, wat is dit? Hoe wil U dit hê? En dan sê die Here vir hom, wees jy gereed. En wanneer jy die geritsel hoor, maak blitsvinnig. Hoeveel keer het ek en jy nie al, dalk, die geritsel gemis, en nie blitsvinnig, op die hakke van die oorwinnende Here wat voor ons uitgaan, gevolg nie. En hoeveel van die ellende in ons wêreld, en in ons eie lewens, is dalk nie as gevolg daarvan nie. Mag ons weer leer soos Dawid wat dit gereed is, wat dit is om gereed te wees, soos die Here ons wil gereed hê. Hy sal ons vooruitgaan, dit is sy belofte. Hy sê hy is by ons tot aan die volëinding van die tye, maar is ons gereed om hom in gehoorsaamheid te volg, al lyk die pad anders as wat ons gedink het. Shalom.
as Jesus